praat in hierdie reeks oor jou beste vriend en dis natuurlik heenwysend na ons verhouding met Jesus, né? En man, weet jy, as ek net so sit en dink aan hierdie titel, jou beste vriend, dan roep my gedagtes eintlik sonder dat ek kan help 'n voorbeeld op uit my eie lewe van beste vriende, en dit was my oupa en my ouma. Oupa Paul en ouma Kitty, en hulle was oor die 65 jaar getroud teen die tyd wat hulle uit die dood van mekaar af weggeskeer is. En weet jy, daar's so 'n baie interessante spesifieke gebeurtenis wat ek vir jou van hulle wil vertel. Ons gebruik was om altyd op Sondagmiddag te gaan kuier by hulle. En ons sit die spesifieke Sondag, sit ons en tee drink weer by hulle, en dit is doodstil. Ons hele familie is 'n klomp introverte, so dis stoepstil, sit ons in kuier, maar niemand sê 'n woord nie, en ons sit en tee drink, en my oupa sit so, en hy drink sy tee, en hy iewes skielik sê hy, ja ma, vertel vir hulle 'n bietjie van daai mense. En my ouma, en daar's word geen gegevens gegee, niks detail nie, my ouma sit ook so, sy sê, ja, dit was nou vir jou 'n ding. Ons het vir hulle in die 70er jare in Zenien ontmoet. En ek onthou, en ek vertel nou regtig vir jou die waarheid, dit was 'n ware gebeurtenis gewees hierdie. Ek onthou hoe ek daar gesit en dink het, hoe kan twee mense, sonder om enige detail vir mekaar voor die tyd gegee het, hoe is dit moontlik dat twee mense so presies op dieselfde golflengte kon wees, en geweet het van watter mense my oupa praat. En ek besef toe nie, dit is letterlik, na 65 jaar, is hulle so deurweek in mekaar se persoonlikheid, en in mekaar se geaardhede en gedagtes, dat hulle absoluut op dieselfde golflengte is. En dit was my die mooiste voorbeeld van jou beste vriend. Want ons het nou al gesê in hierdie reeks, ook dat jy met beste vriende kan enigiets met mekaar bespreek. Maar miskien moet ons ook byvoeg dat beste vriende niks met mekaar hoef te bespreek nie. Dat hulle nie ongemaklik voel net in mekaar se stille teenwoordigheid nie. Dat hulle net deur mekaar se saamwees mekaar eintlik verkoop. En dis hierdie stille rustigheid in 'n beste vriend verhouding, waar ons spesifiek ook vandag praat. Ons kyk vandag na daai pragtige gedeelte in Johannes 15, waar Jesus praat en sê, ek is die wingerdstok, julle is die lote. En gewoonlik as ons daardie gedeelte lees, dan skrik ons so, veral vir daai waarskuwing, soos byvoorbeeld in vers 6, as hy sê, dat as iemand nie meer in my is nie, dan word hy weggegooi, soos 'n loot, om te verdroog. En natuurlik was dit op 'n besondere manier van toepassing op hy eerste hoorders met wie hy gepraat het, naamlik die Jode, wat hom nie wou erken as Christus nie, as die Messias nie. Maar vir ons doeleindes vir vandag, waarna ons kyk, gaan dit veral oor waar hy sê, ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in julle, daai persoon dra baie vrugte. Hierdie pragtige, stille, rustige, misterieuse wisselwerking binne in hierdie verhouding. Dis 'n pragtige metafoor. En ek wil graag hê dat ons vandag 'n bietjie daaroor praat, en dat ons bietjie dit bepeins, wat die betekenis vir ons is. Wie het wie nodig hierso? Wie het wie nodig? Wie is die ene wat die voedingsstowwe gee, en wat die verkoeking vir ons gee? Kom ons praat 'n bietjie oor die implikasie daarvan as Jesus sê, hy is die wingerdstok en ons is die lote. En kom ons geniet blote intimiteit met hom. Die voorreg om net met hom enigiets te kan praat, maar ook om net in sy teenwoordigheid rustig te wees, sonder enige pretensies, sonder enige aangeplaktheid, net onsself te kan wees. Dis 'n voorreg wat 'n ou net met 'n beste vriend kan deel. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons eer U vir die voorreg om met U in intimiteit te mag lewe. Dankie Here dat U buitendien deur al ons maskers sien, en dat daar met ander woorde geen nut is om enige aangeplaktheid voor U te probeer handhaaf nie. Here, mag U in ons verhouding met U waarlike egtheid bewerk, sodat ons ook by U net kan wees, en meer as net kan wees, ook dat U afsmeer op ons, Here, en U gedagtes ons gedagtes word. Wat vir U op U hart belangrik druk, dat dit ook op ons hart belangrik sal druk.
en dat daardie intimiteit ons sal deurweek in ons hele verhouding en in ons hele menswees. Amen.